Goed, ek dink ons gaan nou mekaar kan hoor, dis bietjie beter. Ek het selfs gedink om na 'n ander lokaal te skuif, maar daar's nie stoele in die ander lokaal nie, so jy sê jy eie stoel moet saamneem, maar kom ons gaan aan hier. Ek gaan dalk net vir die ouens op Facebook live, julle verstaan nou nie, maar dit reën erg hier so in Kreersdorp of het. Ons het so rukkie getalm, maar ons gaan nou weer aan. As die musiek is gemute op Facebook live, so daar's niks fout daarmee nie, dis nie 'n glitch nie, dis regtig hoe dit moet wees, want Facebook kopiereg dwing ons daarvoor. So die musiek is gemute, die res van die diens behoort julle heeltemal voluit te kan hoor. Net 'n praktiese reëling, ons gaan van hier af Sterkfontein toe ry. Die verkeer begelei ons nie soontoe nie, ons ry in 'n stoet, maar die res van die verkeer weet net ons en is nie gewaarsku dat ons in 'n stoet beweeg nie. So skakel maar jou hoofligte en jou hazards en alles aan. En as jy by 'n kruising kom, ek dink daar by Mansfield se kruising, wees maar versigtig, dis 'n dubbelpad, die ander ouens weet nie daarvan nie. Gaan maar oor as die robot vir jou groen is, andersins wag daarso. Ons gaan by die graf in elk geval vir jou wag, so moenie te haastig wees nie. Ek dink dit gaan by die graf self ook maar 'n redelike natterige affære wees. So wees maar voorbereid met 'n sambreel of 'n hoedjie of 'n ding net om jouself te cover asseblief. As ons klaar is by die graf, dan is jy welkom om terug te kom. Hier voor in die foyer is reggemaak, dat ons lekker kan saam kuier as familie en vriende. So moenie net van daar af verdwyn nie, maar kom gerus terug, jy is so welkom. Ek gaan nou vir Willem gaan ek vir jou eerste kans gee om die huldeblyk te doen, is dit reg so met jou? Goed. En dan Gordon gaan jy die bedankings doen, is dit ook reg? Goed. Wil julle eers arm druk oor wie gaan eerste en wie gaan tweede? Okay. Ek kan nie verwag om so vinnig hier op te kom nie, maar okay. My ma het 4 kinders grootgemaak. Goeie kinders. En ek het altyd verskriklik kwaad geraak vir Chris en vir Anne, want daar's tye wat ek ingecheck het op haar, en dan sal ek vra, hoe gaan dit met Moeks? Dan sal hulle welke tye vir my dieselfde antwoord gee, en die reply aan my was, my ma is fine. En my respons natuurlik, jou ma, dis ons ma, dis nie jou ma nie. En dis 'n persoonlike grappie tussen ons gewees. Maar baie jare nou later, nou besef ek dat die woorde ons ma eintlik baie reg was. Want sy was 'n ma vir meeste van die mense in hierdie gehoor, klein, oud, 'n merkwaardige vrou. Sy was die anker in ons familie, die regte gom wat almal bymekaar gehou het. In tye wanneer die familie uit mekaar uitbreek, was sy daar om ons vas te gom, te lym. En ewen in tye wanneer dit goed gegaan het, was sy nog steeds daar. Dis die tipe mens wat sy was en altyd sal wees. Op tye was sy 'n kwaai moeder, soos enige moeder moet wees. Wanneer sy vir Wally en my broer kamer toe gestuur het om getuig te word, Dix, my pa se bel byderhand. Naby genoeg het sy dan ons oor saggies gefluister om te sê, as ek sê huil, dan moet julle huil. En dan het die bel 'n paar keer op die bed gegaan. Wally het 'n paar keer bietjie ekstra aangegaan, alhoewel dit nooit sy bout getref het nie, maar daar was tye wat die bel wel ons beide gevind het. Maar daar was niks fout met haar tong om ons terug te bring en neer te sit en duidelik te stel waar ons verkeerd gegaan het nie. Ewen met die 2 dogters. Swaar tye was daar baie. Hoe sy kop bo water gehou het
om kos op die tafel te sit, kan ek nie veel sê hoe nie. Maar kyk, die 4 klaakies moes kos gekry het en ons is gevoed. Sommige saam met 'n klomp stringkinders wat saam met ons groot geword het, daar's 'n hele paar van hulle hier ook vandag. Haar vrygewigheid en ondersteuning is tydloos. As jy my vra, was sy regtig gemaak van staal. Liefde, baie wysheid en 'n oorvloed van geduld, wat sy nodig gehad het met my Wally en my pa. My ma het die gawe gehad om seer in ons oë te sien, nog voordat ons dit self besef het. En dan val haar woorde hard. My kind, julle was nog altyd goed genoeg. Haar glimlag het met ons harte gepraat en sal vir ewig in ons wese linger. Waardigheid was 'n simbool van hoe 'n trotse mens sy was. Haar deursettingsvermoë is soos iets uit 'n ander wêreld uit, ewen in die laaste tyd. En ek weet nou waar my 2 sissies dit vandaan kry. Dankie dat julle ons ma se lewe met julle teenwoordigheid hier vandag vereer. Sy het ons geleer om diep lief te hê, volheid te lewe en mildelik te gee. Laat ons die geskenke van haar liefde onthou, wetend dat haar gees vir altyd by ons sal wees. Rus sagmoedig, liefde en Chris, Wally en ek. Middag allemaal. Als jullie niet omgaan, ga ik die bedankings in Engels doen. Today as we gather to remember and celebrate Ma, I want to take a moment to express our family's deepest gratitude to so very many people. I'd like to thank Doctors DeToya and Dello, but specifically we'd like to thank Dr. Valiava, who over time became more than just a physician to the family. He was a source of comfort and clarity and unwavering dedication in a time when everything felt uncertain. He always made time for us and answered every question patiently and explained things very clearly. We thank you from the bottom of our hearts. We'd like to give a heartfelt thanks to everyone at Pinehaven Hospital and its wonderful staff, especially those in ICU. We'd like to thank Doctors Darling and Nurse Susan from Palliative Care Gauteng and Mosaic Funeral Group. We thank you for your professionalism and your compassion. And thank you, Domini. Thank you for hosting us today and being there for our family. We thank you and the church very much. We thank our family and friends, both those here today and those who are not able to be with us. Your support has been a true gift and very grateful for each one of you. I'd also like to extend a special thanks to the teams at FDE and Triple H for your kind words. They mean a lot. Thank you very much. To Andre, Christine, and Lene. From William, Leanne, Estelle, and I, we'd like to thank you very much for what you did for Ma over the years. We will forever be grateful.
Lastly, I'd like to thank Ma for the extraordinary person she was. Ma, you always had time for each of us, no matter how busy life was. You made space for each and every person that walked through that door. You raised your children right with love, strength, and values that have stayed with them all their lives. And you loved them all deeply, even us who married into the family. Andre, Estelle, and I were welcomed as your own from the very beginning, and the warmth never faded. Your granddaughters are a testament to that love. We love you. Thank you. Dankie julle twee. Ek weet dit is 'n stuk maklik om hier voor te staan en afskeid te neem nie. Mag die Here julle regtig waar, mag hy ons almal sommer net styf in sy hand vashou. So dis heerlik om 'n ma en 'n pa te wees. Dis een van daai wonderlike voorregte wat mens het om 'n klein mensie vas te hou en te sien hoe hulle groei. Al wat lekkerder is om ma en pa te wees, is om oupa te wees of ouma te wees. Want dan kan jy hulle mos dan weer teruggee daarom eventually. Jy hoef nie hulle heeltyd by jou te hou nie. Maar ek love my 3 kleinkinders verskriklik. En ek staan verstom as 'n mens so kyk. Nou, as jy ma en pa is jy te naby, jy weet nie wat om te maak nie. Onthou julle toe jy eerste keer pa word of ma word, het jy nie geweet hoe steriliseer jy die bottels nie. Jy het nie geweet wat maak jy met dummy nie. By kind nommer 1 dan maak jy hulle mos nou nie, steriliseer hulle in warm water, kookwater en dan in die mikrogolf en dis hierdie verskillike affære. Kind nommer 2 word so 'n bietjie makliker groot en as die dummy op die grond val, dan spoel jy met so onder die kraan af en dan gaan hy aan en by kind nommer 3 dan sê hy homself af, dan gaan hy weer aan, maar dit raak ons nou makliker, maar oupa en ouma is nog makliker. Jy sien raak en jy dink, ma en pa, julle is hopeloos te in die kind se face, relax. Maar goed, dis nie oupa en ouma, maar nou sien jy ook met 'n ander oog hierdie klein mensie. Jy sien hierdie wonderwerk wat gebeur as hulle gebore is. Ek was daar by al 3 die kleinkinders se geboorte en dis hierdie incredible voorreg wat jy het om te kan sien dat hierdie klein mensie hulle oë oopmaak. Hulle is nie mooi nie, hulle is lelik, hulle kom nou net uit die baarmoeder uit, maar dis hierdie incredible, jy word onmiddellik lief vir hierdie gremlinkie, hierdie gediertjie. Dis incredible. En dan word hulle groot en word hulle ouer en begin hulle loop en hardloop en val en dan gaan hulle skool toe. Nadat jy hulle al lank al die somme geleer het en geleer spel het en dan gaan hulle hoërskool toe en dan raak hulle verlief en 'n mens wil nie hê dit regtig hê as 'n oupa nie, maar hulle raak verlief en dan trou hulle eventually en dan het hulle kinders en dan word jy ouma grootjie of oupa grootjie en dan eendag dan word hulle siek en dan bel hulle die dominee en die dokter en sê asseblief kom help hierso, kom bid, kom gee inspuiting, kom gee 'n pilletjie, kom help ons en dan gaan ons dood. Hierdie is maklik om te verduidelik, dis geboorte. Daar's 'n mooi woord daarvoor, dis 'n wonderwerk. Ek en jy kan hierdie geboorte nie namaak nie, ons kan probeer om dit na te maak, ons is al slim geraak, ons kan al kloon. Ons kan met skape het ons begin, Dolly 1 gevat en haar DNA en RNA omskep en dit in Dolly nommer 2, Dolly nommer 3 gemaak. So kan ons copy, but we can't create. We are able to copy, to clone, but not to create. En daai creation is God aan die werk. Dis waar ek en jy niks kan doen nie. Ons verstaan dit nie, dat ek en jy gebore word en dan groter word. Dis een huge wonderwerk. My vraag is vandag, wat gebeur hierso? Wat het gebeur toe Tolla haar laaste asem uitgeblaas het? Was God, wel daar was hy by gewees, maar was hy daar afwesig gewees? Was God dalk besig om iewers tussen Amerika
in Iran vrede te bewerkstellig, dalk vir Trump bietjie in die bek geruk, of dalk die Ayatollah se seun so 'n bietjie gehelp om daar rustiger te raak, of was hy dalk in Israel gewees, of het hy iewers te gehelp met die ek weet nie, was God ook net afwesig, was hy op 'n ander plek doenig, daar selfs profete en predikante en almal wat sê, maar dis daarso waar God onmagtig is, magteloos is, en waar die sonde die finale oordeel het, of waar die duiwel die laaste sê, ouens, daai is alles nonsens. Toe Tola haar laaste asem uitgeblaas het, was God 100% present, daar. Ons sê, jy gaan vra, hoe verduidelik het? Ek weet nie daar, dit sal ek eendag met die Here gesels, maar daarso, toe sy haar laaste asem uitgeblaas het, was God 100% teenwoordig. Soos hy daar was, so was hy daar. So is hy ook vandag in my en jou se lewe. Kan ek net gou ietsie hieroor sê? Dis as gelowiges soos dit kan sê, nee. As jy nou vandag 'n ongelowige is, dan gaan jy nie verstaan wat ek nou gesê het nie. Want dis ook nie die einde daai nie. Daai is die 3 kolletjies om te sê maar to be continued. There's something more. There's something beyond this. En daai is kom ons praat net maar sommer as gelowiges mekaar. Dis waar ons begin praat van die ewige lewe. Die oomblik toe Tola haar laaste asem uitblaas, het God haar in sy hand en ons het die song 70 keer gehoor vandag. Ek is nou in die hemel. Ek is nou in die hemel. Ek is nou in die hemel. Asof sy so half ons wil sê, hey, hier's 'n reminder. Ek is in die hemel. Daar's niks beter plek vir my nie. Daar's niks wonderliker nie. En daai oomblik was sy laaste asem uitgeblaas het en kom ons wees net maar eerlik vandag. Op 'n manier wil ons amper sê genadiglik haar laaste asem uitgeblaas het. Want julle het bygestaan, dit was nie maklik nie. Dit was eina. Dit was seer en magteloos om hier te staan te sien die ma wat ons met die beld geslaan het is nie meer daar nie. Die fit is uit. En daai moment is hy by God. Niks tussenin nie, daar's nie 'n tussenin fase nie. Onmiddellik is hy by God. Mag ek jou net remind? Daar's ook 'n moontlikheid wat jy vir God sê ek wil niks met jou te maak hê nie, wat jy ook vir ewig gaan lewe, maar dan in die hel. Maar dis 'n preek vir 'n ander dag. Vandag is ons getuies van Tola wat by hom is, in die hemel is. En sy het vir ons gesê, oor en oor, by die woorde van Jonita, ek is nou in die hemel. En dit maak dit bietjie anders ter nie. Ek is so 35 jaar lank al 'n dominee. En daar's 2 soorte begrafnisse, en ek doen hulle daar weekliks. Die een soort is, en ons sien mekaar se oë in jou body language, albei huil, en albei is down, en albei is teleurgesteld, en albei is kwaad, en al die emosies, maar by die een is daar 'n stuk vrede, soos vandag se, en by 'n ander is daar 'n soort van 'n hooploosheid, 'n soort van, ek weet nie waarvoor leef ons nie. So my vraag vandag is 2 goeters. Nommer 1, en dis vir my en vir jou nou, né? Wat gebeur as ek en jy vanaand ons laaste asem uitblaas? Luister mooi, die aktuariërs sê vir ons, daar's 'n kans dat mense 150 jaar oud gaan word. En hulle sê ook, die ou wat 150 jaar oud gaan word, is al reeds gebore. Dis dan nie ek en jy wees nie, maar ons kinders en kleinkinders van hulle kan dalk met mediese navorsing wat so groei 150 jaar oud word. Maar iewers gaan ons steeds doodgaan. Ons stats sê vandag vir ons, as jy 'n man is, so by tussen 70 en 72, vrouens, julle gaan so enkie langer aan, amper na 80 toe, 78, 79 toe. So, dis wat stats vir ons vertel. En toe het COVID gekom en alles te mekaar gekrap. Dood gaan gebeur met almal van ons. Dis 'n crucial vraag wat ek en jy self moet antwoord. Wat gebeur as ek en jy vanaand sou doodgaan? Gaan ons hemel toe? Dis die lank en kort daarvan. Dis 'n keuse wat jy self neem. Ek kan dit nie vir jou neem nie. Jou man kan dit nie vir jou neem nie. Omdat jou ouma en oupa in die kerkraad was lank terug, of jou ouma Grootjie gehelp het om pannekoek te bak vir die kerkbazaar, dis beteken nie jy gaan hemel toe nie. Al wat dit is ek en jy bereid om voor die kruis te kniel en te sê, Here, ek het U nodig. Ons gaan nou Paastyd in. Ons is eintlik al in die oploop na Paastyd al reeds besig daarmee. En dis die geleentheid wat ons sê, maar Here, ek het U nodig.
U het my U lewe vir my kom gee, sodat hierdie lewe van my nie al is nie. Ek wil 'n teksgedeelte met julle deel. 2 Korintiërs. Paulus in die woord, hy skryf, hy sê ons het 'n skat binne in ons. Maar die skat, die wonder dat God in ons is in 'n kleipot wat maklik breek. En hierdie week is nou getuie daarvan, hè? 'n kleipot wat so breek. Of dit nou na 'n lang kanker of emfyseem is, en of dit deur 'n motorongeluk se impak is, die lewe is so kort. Wat my laat dink aan, hierdie is eintlik verkeerd. Ons lewe is eintlik net so lank. Ons dink dis forever and ever en ons gaan 70, 80, 90 jaar oud word, maar eintlik maak nie saak hoe lank jy is nie, dis so 'n stukkie. En daarom my eerste vraag was, is jy en Jesus aan mekaar vasgemaak sodat die ewige lewe met jou kan gebeur, maar jou lewe is net so lank as jy tyd kry vandag by die graf. Gaan loop bietjie so draai. Op die kopstukke staan daar gewoonlik hier lê so en so, gebore op hierdie datum en gesterf op daai datum, en tussen die geboortedatum en sterfdatum is so kort streepie. That's your life. Jou lewe is net so kort streepie. Ek het laas jaar 60 gestraik, so ek weet myne lê aan hierdie laaste derde statisties. Maar dit maak nie, statistiek maak nie regtig saak nie. Manlikheid, vroulikheid, gender maak nie regtig saak nie. Dit kan enige tyd gebeur. Daarom is die vraag, is jy en God aan mekaar vasgemaak sodat jy die ewige lewe kan beerwe? Maar hier is vraag nommer 2. As jy vanaand sou sterf, of as jy vanaand jou oë toemaak en nie sterf nie, sien maar jy word môreoggend wel wakker. En dis nog steeds hierdie rooi stukkie. Sal jy en God nie net vir die eendag leef nie, maar ook vir die nou, om hier 'n verskil te maak. Om hierso te leef asof te weet, ek wil hierso 'n verskil kom maak. Ek was skaars in Kreeusdorp gewees, soos ek eendag by 'n konferensie van 'n klomp skoolhoofde, en die spreker het 'n incredible ding gesê, en ek was toe 'n 30-jarige nat agter die ore dominetjie, en hy sê toe die volgende ding, en dit my hele lewe bly het by my. Hy het gesê, elkeen word ge-issue met 'n vierkante meter stukkie grond, 'n lappie grond, dis joune. Die vraag is, laat jy hierdie lappie grond van jou 'n beter plek agter as wat jy hom gekry het? Sal jy hierso bemes, omdolwe, bossies uittrek, sal jy hierdie stukkie grond van jou 'n beter plek nalaat as wat jy gekry het? En dis 'n krusiale vraag, ouens. Wat maak jy met jou lewe? Lewe jy asof dit, Here, ek weet daar's 'n toekoms en is by U en is wonderlik en ek sien uit daarna en dit gaan wow wees, ek gaan in die hemel wees. Maar quite frankly, ek is nou op aarde. En maak jy van hierdie aarde 'n stukkie hemel? En daarvan is ons ook getuies. Dit het Tolla reg gekry om 'n tweeling groot te maak is moeilik. Ek dink nie julle timing was altyd so heeltemal presies gewees nie. Julle alignment was nie altyd 100% nie. En daarom was dit nodig om so 'n bietjie strenger te wees. En nog 'n dogter en nog 'n seun groot te maak. Dit verg 'n vrou. Maar sy het 'n voorbeeld gelos van hoe dit behoort te wees, om ouma te wees, om 'n vriendin te wees, om 'n kollega te wees. Dit alles sê net sy het afgegee aan ons. En ek onthou, ek was baie jonk getroud en toe koop ons vir ons 'n outomatiese wasmasjien. En dit was my altyd lekker geweest om te sien hoe jy gooi die wasgoed in en dan kry jy dit skoon uit en dit is wonderlik. Ek het baie keer so gister kyk na hoe die ding so in die rond te draai. Stupid as jy 20's is, oor hoe dit alles werk. Totdat die dag was dat ek die wasgoed moet was. Ek het nie gedog jy moet wit goed en gekleurde goed van mekaar af skei nie. So ek het alles ingevoeter en later uitgehaal en die wit goed was nie heeltemal wit nie en die kleurgoed was nie heeltemal gekleurd nie. Die goed het aan mekaar afgegee. En so gee ons aan mekaar af. En as ons uitkom en sê maar Tolla het so 'n enorme effek op my gehad. Ek kan nie anders as om so te wees as wat ek nou is nie. Julle is die produk van 'n incredible klomp effort wat sy ingesit het, maar ek weet ook in haar stilligheid, eelt op haar knieë om vir julle te bid en te bly bid. En so gee ons aan mekaar af. En hier is die vraag weer.
as jy vanaand nie sou doodgaan nie, sal jy, beloof jy om môre hierdie stukkie aarde wat jy kry 'n beter plek na te laat? Want onthou, dis 'n stukkie aarde wat jy gaan verlaat. Paulus is nie klaar as hy geskryf het oor die skat in die kleipot nie. Hy skryf 'n bietjie later, ons weet dat wanneer ons aardse woning, en jy sien belangrik ding, wat maar 'n tent is 'n karavaantjie. As hy afgebreek word, dan eers tot 'n vaste gebou in die hemel. Julle almal weet hoe werk kamp naweek. Jy gaan Buffelspoor toe met jou venter en jou tent en jou karavaan as jy dit het en jou boot en alles en dan gaan kamp jy daarso. En as jy daar kom die Vrydagmiddag, dan is daar 'n stukkie paving en dan slaan jy jou tentjie daar bo die paving op. En jy gaan vat jou handdoeke en jy gaan af swembad toe en jy gaan swem en jy kom vanaand terug en jy maak 'n vuurtjie en jy braai en jy gaan dis as jy nou die Vrydagmiddag daar aankom en jou tentjie opslaan en dan kom laai 'n trok vol bakstene en sement en jy begin jou eie vuur maak daarso, eie stoofie maak, dan gaan jy ouens vir jou sê wag 'n bietjie, jy kan nie, as jy nog verder gaan en dan 'n swembad ouens kry om jou eie swembadjie vir jou daar te bou, dan gaan jy sê jy kuier net hierso. Jy is net hier vir die lang naweek. Dinsdag moet jy nie meer hier wees nie. Jy kan nie hier breek en bou as jy wil nie. Dis ons aardse bestaan, sê Paulus. Is net 'n tent en iewers word die tent weer afgeslaan. En dis die woning en dis die lekker in die hemel. Daarom kan ons huil en daar's 'n mooi ding wat die formulier sê, maar ons huil nie soos mense wat geen hoop het nie. Daar's hierdie stuk asemhaal en weet, as hierdie lewe verby is soos in die hemel. En terwyl ons hier is, gaan ons seer kry, gaan ons swaar kry, maar ons is in die Here se hande. So wat gebeur vanaf met julle? Dit is seer, maar is nie daar nie. Oor 'n paar maande is dit Moedersdag. En nou hoef ons nie kaartjies te koop nie. Ons hoef nie te bel nie. Ons hoef nie eens net so, selfs al maak ons nie 'n groot kommersiële ding af van nie, eens net sê, geluk met Moedersdag nie, dankie vir ma nie, want sy is nie daar nie. Al verjaarsdag gaan kom, Kersfees, nuwe jaar, al die eerstes wat mense gaan huil en sleg voel, en is fyn. Dis juis in hierdie emosies wat ons kan weet, God hou ons vas. Ouens, dis al wat ek vandag vir julle wil sê. En dis dalk die prentjie waarmee ek julle wil agterlaat. Vandag kom die Here na jou toe en sê vir jou, kom klop my skoot. 'n Mens kan nie dood, mens kan rou en hartseer en smart en al die goed wat jy weet noem, net hanteer op God se skoot. Ons kan probeer om dit ons eie reg te kry. Ons kan sê maar ek is okay. Ek het nie nodig nie, kan selfs 'n bietjie krikke gebruik, maar die eintlike plek is om op God se skoot te klim en te sê, Here, ek het U nodig. Mag dit wees dat jy in jou deurmekaar lewe op hierdie stadium, in jou hartseer, in jou pyn, op God se skoot klim en sê, Here, hou my net vas asseblief. Ek het U so nodig. Na 35 jaar weet ek daar's baie ander maniere om dit op te doen. Jy kan by verskillende winkels 'n draai gaan maak. By die pilwinkels, die apteke, of die drinkwinkel, die drankwinkels, of by die koswinkels, of by die gimnasiumwinkels. Daar's baie winkels wat jy gaan sê, maar ek wil net 'n bietjie probeer om krikke te kry. Kom ons los dit maar net in, klim op God se skoot. Hy wat hierdie stukkie lewe vir jou gegee het, en ook gesorg het dat ons 'n ewige lewe kan hê. Vir julle wat hier naby sit, mag die Here wat julle ma vir julle gegee het, en dan wat sy aan afgegee het, mag julle herinneringe altyd daar wees. Mag julle nooit vergeet nie. Ons is baie hard op mekaar en sê, kom aan, jy moet aangaan met jou lewe, los dit. Jy hoef nie nou nie. Jy kan nou net so 'n bietjie water trap. Nou 'n bietjie sit en huil. It's fine. Daar's geen rush nie. Dis juist nodig om nou sommer te sê, maar ek mis my ma, ek mis my ouma. Ek gaan nie sommer net aangaan met die lewe nie.
Dit gaan net springlewendig aangaan nie. En ons wat daar agter sit, ons wil sommer net blommetjies aan en dan sê ag, toe maar is nie so erg nie. Nonsens, is nie waar nie. Dis erg. Ons sê hy mooi woorde, die Here het sy mooiste blommetjie kom pluk. Dis die waarheid. Maar dit help niks nie. Trouwens, die vraag is altyd vir my, as hy sy mooiste blommetjies kom pluk, hoekom is ek en jy nog hier agter? Is ons met die kakiebos in die kaktusse wat agtergebly het. Daai stories klink baie mooi, ons probeer mekaar help, maar ek dink nie ons help mekaar nie. Ons selfs die mooi kerktaal van dit was die wil van die Here. Dis die waarheid. Maar vir nou is dit nodig om net by mekaar te wees. Kan ek 'n laaste storie vertel as ek klaar? Ek het my bediening begin terwyl ek in die polisie was as 'n kapelaan, en my kantoor was daar in by Blitspatrollie, by radiobeheer by 10111 kantore. En ek onthou die een dag, dit was voor selfoon, daar was nog bleepers geweest, is daar 'n skietvoorval waar 'n polisiekonstabel, 'n vrou se seentjie 10 jaar oud, haar dienspistool in die hande gekry het en 'n skoot het afgegaan en hy het homself noodlottig per ongeluk gewond en hy is oorlede. En nou ja, roep hulle my, ek weet nie, dominee moet iets kom doen. So ek jaag met hierdie vinnige kar van Blitspatrollie hier af Best Valley toe van Randburg af en ek terwyl ek ry dink myself, okay, wat gaan jy nou sê? Wat gaan jy nou daar maak? En ek kom daaraan en ek klim uitgevat in my uniform met hierdie pet met hierdie persband om want hy's 'n dominee en ek dink ek het 'n Bybel gehad, ek weet nie, maar ek stap so deur en hulle maak so oop, daar's nou baie polisiemanne want dit is 'n polisie aangeleentheid. En ek kom in die sitkamer in en die vrou in die swart kultuurwerke so sy skree. Sy sit lê so op die mat. Dit in die agterste kamer gebeur. So sy sit lê hier so maar sy skree en hulle skree tot hulle 'n tannie of 'n suster of iemand kry wat kom troos. Maar ek stap toe in voor hulle daar is en sy gil en skree en ek weet nie wat om te maak nie. Ek doen toe 'n stupid ding dink ek. Later kom ek agter was nie so bad nie. Ek gaan sit lê toe maar sommer net daar by haar. En ek weet nie wat om te sê nie. Ek bly toe maar stil. Ek is later daar uit. Ek weet nie of ek gebid gelees het nie. Ek weet glad nie. Maar ek is daar weg. Die volgende week het ek hulle gehelp met die begrafnisreëlings daar in Limpopo. Maar so 2 maande later, toe kom Rose, dis haar naam, by my verby by my kantoor verby en sy klop my deur sê vir my, Moruti, ek wil gou 'n bietjie kom gesels. En sy kom in en sy kom gesels en sê vir my, Moruti, ek wil net vir jou dankie sê vir 2 goeders. En dis nou haar woorde, maar ek gaan dit nou sê want dit help my, het my bediening baie gehelp en ek dink dit help ons vandag nog baie. Sy het my gesê, Moruti, dankie dat jy daar was en dankie dat jy gesherp het. Dis haar woorde. En toe besef ek, ja, maar dis eintlik ons job. Ek het later in Engels verwoord op 'n ander manier wat iemand gesê het, our duty, our job is to be present and to be silent. Hierdie ouens het julle teenwoordigheid nou ongelooflik nodig. Ons kan hierdie ding nie op ons eie hanteer nie. En ek weet 'n mens raak half gedaan met die stories die oor en oor vertel en partykeer wil jy mense nie meer sien en hoor nie en dan wil jy ook nog hê so jy sien die ambivalente gevoelens van jy wil en jy wil ook nie kom nader maar stalk hulle hoor. Hulle het julle nodig. En nommer 2 silent. Moenie al die antwoorde gee nie. Ons het dit nie. Kom ons wees net present en silent. Kom ons wees net daar vir mekaar. Want hoe op dese aarde verduidelik 'n mens die wil van die Here, die doel van jou lewe vir mekaar in 'n paar sinne? Ons kry dit nie reg nie. So kom ons wees maar sommer net daar en sommer in stilte net by mekaar te wees. Baie van ons dink ons kan dit op ons eie handle. Simon, jy kan vir 'n rukkie. Die gevolge is horrible. Maar as ons by mekaar betrokke raak, dan kan ons sê maar okay, is net my tentjie nie. Daar's ander tente in hierdie kamp en ons is 'n hele groot plesieroord waar ons kan wees om hierdie lewe van ons te lewe. En as een tentjie afgebreek is, dan is daar 'n plek in die hemel vir haar. En kom ons celebrate haar presence hierso, maar veral nou daar. Mag God se genade by my en jou wees. Ek het net nou gesê
genadiglik is hy verlos van die seer en die struggle. Maar genadiglik is ek en jy nog hier om hierdie lewe van ons te lewe. Here, daarom klim ons maar sommer op u skoot en wil ons met by u kom staan en sê, hou ons net vas. Ons is nie heeltemal seker hoe om hierdie lewe te leef nie. Ons weet nie hoe lank dit nog gaan wees nie, maar Here, ons weet in u genade gaan u ons dra. Gaan u van hierdie lewe, so wat u met Tolla was, ook by ons wees. Hou ons dan so styf vas asseblief, Here. Amen. Ek gaan nou vra die draers hier voor sal kom staan. Die draers by die graf, julle kan maar rustig wees, William en Andre en Gordon en Pietie. Julle kan rustig wees met die draers wat jy by die kerk gaan dra. Julle kan vir my vorentoe kom asseblief. Dis Christine en Leanne en Estelle, Lenay, Shamanay en Ilenay. As julle vorentoe kan kom, sal ek bly wees asseblief. Die res van ons kan ook almal staan en dan gaan ek eers die begrafnisbrief lees en dan gaan ek die seën uitspreek. Van die gewer van alle lewe het ons ontvang die gawe van 'n toegewyde moeder Tolla. Mense kom en gaan, maar hulle mooi herinneringe bly bestaan. So sal ons altyd onthou. Vir 76 jaar is sy aan ons geleen. Haar stem het stil geraak toe God geroep en sy wil bekend gemaak het. Ons wie agterbly sal berus dat so God se wil vir ons die beste is. Ons treur nie sonder hoop nie, maar verheug ons nie gedagte dat ons eendag weer saam sal wees. Haar heengaan word die betree deur haar kinders, haar kleinkinders, haar broer en suster en familie. Mag die genade van Here Jesus Christus dan nou en die liefde van God wat ons Vader is en die gemeenskap van die Heilige Gees by ons elkeen wees en bly. Mag jy weet jy gaan van hier af uit nie alleen nie, maar God gaan saam met jou. Amen. Ek gaan 'n laaste lied speel en dan kan ons uitbeweeg. Ons gee vir die draers eerste geleentheid en dan die naaste familie en dan kan die res van ons ook volg.